So ons is besig hier by Bokkie, nee. En dan loop hy nou regtig 'n boer in hierso. Laurie, hy's af van Kokstad af, nee. Nou, ek weet nie of ek weet nie hoe spreek jy dit in Engels, Kokstad, nee. Daarso, jy weet, ons is Engels daaronder. Okay, ons praat gou 'n bietjie met hom. Wat is sy ervaring met Bokkie? Nee, die hele lot. En wat dink jy van daai nuwe 28.5 duim masjien? Laurie, hoe lyk dit? Goeiedag, Choppie. Die wat doodstil rustig. Sê gou vir my, jy's daar Kokstad area. Gee my gou so vinnig net 'n idee, hoe lyk julle boerdery opset? So ek is in die landboukontrakteurbedryf. Ja. Ons plant So jy's nog 'n bietjie harder op die masjiene. ek toets hulle presies. Ons doen volle grondvoorbereiding, plant mielies, ons doen baie groenvoerplantwerk. Ja, Na kuilvoertyd, hoë spoeddiste met airseeders op. En dan is so kalkstrooi, enige grondbewerking, striptil, inline ripwerk, en dis waar Bokkie se masjiene inkom. nou wat se masjiene het jy van hom op die Ek het tans het ek van Bokkie se inline rippers Ja, en dis nou hierdie oudjies. hulle hoë spoeddiste. Wat is jou ervaring op die rippers? Ons het gevind dat dit ligter trek is van die kompetisie masjiene Ja, en dat die sluitparte ook beter hou en goedkoper is om te onderhou. sê vir my, want jy gaan nou ervaring hê, nê. Daai hele ding van in die eerste jaar as jou sluitparte ongelooflik duur, tweede, derde jaar as jy inline, dan raak dit al hoe goedkoper, is dit so? In ons wêreld vind ons dit so. Ons het dit ook gekry dat ons die eerste jaar net so 350, 380 diep werk. Ja. En dan die tweede, derde jaar gaan ons 400, 450 toe. Net om daai eerste jaar bietjie makliker te maak. En met die huidige dieselprys verander dit die som ook baie. Maar ons sien veral ons het 'n baie droë Januarie gehad en ons sien die lande wat ge-inline rip is, het vir ons baie beter deurgetrek in die moeilike tyd. Wat is jou ervaring rondom die ouens wat inline rip versus die ouens wat hierdie probeer minimum til en daai tipe van goeders? So in ons wêreld ons gevind dat die kombinasie van inline rip spoed of inline rip VT vir verskillende ouens werk. Die VT help 'n bietjie met die erosie waar party ouens voel die spoeddiste werk die grond te fyn. Ja, Ons het maar skynslande en kontoure en so aan. So ons het gevind dat die kombinasie tussen die inline rippers en die VT's of hoë spoeddiste vir ons die beste werk. In ons praktyk met plantwerk ook inline rip en dan volg ons hom met 'n hoë spoeddis vir saadbedvoorbereiding. Dan meng hy nie jou stoppel so erg in die grond in nie, dan kry ons ook dat jy nie hairpinning kry op die planters nie, want jou materiaal bly nie op boonste laag van die grond. Dis nie diep in die grond profiel ingemeng nie. en sê vir my die masjiene self, want dis nou eintlik die ander gedeelte, nê, is jy kan nie bekostig om met 'n swak masjien te werk waar jy gaan staan nie. So wat is jou ervaring rondom dit? Watter hoëspoeddiste het jy? Ek het 'n 3 meter en 'n 4 meter hoë spoeddis. Ja, so basically hierdie ene wat hierso staan. Hierdie standaard diste en ons het bo op hulle het ons Cutler airseeders gesit waarmee ons saad toedien. Is dit amper lyk nie amper soos daai ene wat Dit daar lyk soos daai een daar agter. Aan die rame het ons nog nooit geweld nie. Ons weld nooit aan Bokkie se rame behalwe die goed wat ons daar vasmaak het. So ek kan vir jou met eerlikheid sê dat hulle goed is kwaliteit. Hulle hou in ons moeilike wêreld hou hulle ook. En dan jy nou eintlik kom kyk na hierdie ene wat ek nou net kom kyk het. Ek is nou mooi reg gehelp. Dis nie 'n 28 duim skottel nie. Dis 'n 28.5 duim skottel blykbaar. Ek weet nie, lyk my daai 0.5 duim is die belangrikste. Dis daai ekstra jaar se slytasie. Ek het nie eens so daaraan gedink nie, maar jy's reg, nê. Nee. Okay, wat dink jy van die masjien? Nee, die masjien lyk baie indrukwekkend. Ek kom uit 'n wêreld uit wat baldandiste ken en hoë spoeddiste gee nie vir mense die penetrasie wat 'n mens sou hoop dit gee nie. Hierdie is dalk 'n opsie en ek dink veral om kalk mee in te werk is dit 'n baie goeie opsie. Jy weet ek het eendag het ons 'n toets gedoen en wat hulle gewys het is dat 'n ploeg actually kalk die beste inwerk, nê. Nee. En ek dink is net omdat hy daai dieper gaan en meer grond het wat hy skuif en omdraai. Maar hierdie kan dit soos jy sê kan dan baie naby aan dit kom. Ek dink vir ons want ons kry baie erge subsoil acidity, so ek dink dis waar jou grondvermenging baie gaan inkom met hierdie tipe masjien wat dit so diep sal kan doen. 'n Ander ding, nee, want ek kyk nou na die bordjies, nee. Kan jy onthou wat het jy vir jou
4 meter betaal. En wanneer was dit? Dink dit was 2 jaar terug en dit was net so oor die 200,000. So, basically, waar die res van die goeders opgegaan het, ek wil sê mekanisasie het, ek weet nie, die afgelope 4 jaar is 100% op. Lyk dit vir my of dit nie by Bokkie gebeur het nie. Nee, hulle pryse bly baie kompetitief en in direkte vergelyking met dieselfde tipe masjiene en met dieselfde tipe staal is hulle pryse baie meer bekostigbaar en is ook mense wat jy ken, wat jou ken en met waarmee jy kan werk. En dit is maklik, jy kan die baas bel en hom in Afrikaans vloek, Jy nee. bel hom direk. Uitstekend, Laurie. Dankie baie. Dankie. Right, so, van 'n inline ripper, gewinne hoëspoed dis, of 'n 28.5 duim hoëspoed dis, nee. Kom met Bokkie in kontak, en dan kan jy, ek wil amper sê, nog in die, jy kan nog 2-3 jaar terug se pryse actually nou kry, en daar's nie ander goed wat dit doen nie. Dis die van Farmspice af, tot volgende keer, groete.